soos meisie onder andere. Julle is almal weer welkom terug, maar ek is net verbaas. Daar is vanoggend so min mense. Ek het nou gedink, nou na die vakansie gaan ons weer die kerk vol hê, maar okay, party ouens hou seker nog steeds vakansie. Maar u wat hier is, baie welkom en mag jy die diens saam geniet. Is jy lus vir reg vir die woord? Halleluja. Nico Benita, baie welkom, hy's 'n man van sy woord. Ek kom mooi te sê, ek is daar. My gesin sal luister vir my, ek bring hulle kerk toe. Wel dan, 'n man aan sy woord, wel dan Nico julle. Ek wil vanoggend hier net so 'n bietjie op 'n reis vat. En ek gaan 'n bietjie gesels rondom Paulus. Nou, Paulus, daar's 'n klomp goed wat Paulus gedoen het, wat nogal 'n impak op baie mense se lewens gehad het. En ons onthou vir Paulus waar hy in die gevangenskap sit, en Paulus en Silas, hoe dit gebeur dat hulle die naam van die Here begin groot maak, en die kettinge en die boeie afval, en hoe hulle deurstap. Dis een van die kere wat Paulus in die tronk beland het, nadat hy 'n klomp kere in gevangenis was vir dit wat hy gedoen het vir die naam en die saak van die Here. So Paulus het 'n pad gestap van in die tronk en uit die tronk. En daar was een stadium wat hy weer in Jerusalem gevange geneem is en in die tronk gesit is, en hy kom voor die Joodse raad. En die Joodse raad eis Paulus se kop. En die Joodse raad sê die man moet doodgemaak word. En toe Paulus dit noem dat hy eintlik 'n Romein is, dat hy 'n Romeinse burger is, toe besef hulle kan hom nie doodmaak nie, hulle moet hom Rome toe stuur, en hy moet daar veroordeel word. Paulus in gevangenskap word op 'n skip gelaai, en hy word Rome toe gestuur. En terwyl hulle op reis is, en hy op pad Rome toe is, gebeur dit dat op hierdie skip daar 'n wind opsteek, en daar's 'n storm op see. En daar is 'n hawe stad wat hulle pad langs kom, en hulle besluit, laat ons eerder daar ingaan, want daar is ons veilig. Daar tot die storm verby is, dan kan ons skuil daar. 'n plek met die naam van Mooi Havens. En hulle het by Mooi Havens aangekom en anker gegooi daar, maar die kaptein besluit, ek gaan nie langer hier bly nie, ek gaan nou eerder diepsee toe, ek gaan die kans waag om van Mooi Havens af weg te beweeg, en dan kyk ons wat gebeur. Nou baie van ons in ons geestelike lewens is ons in Mooi Havens, en ons doen dit wat die Here van ons verwag word, maar dan begin ons so 'n bietjie weg te dwaal, en dan verlaat ons Mooi Havens, en dan is daar storms wat ons pad langs kom. En toe Paulus besef dat daar gaan probleme kom as ons Mooi Havens verlaat, toe sê hy vir die kaptein, laat ons bly by Mooi Havens. Maar die kaptein besluit, hulle vaar. Nou wie is Paulus? Hy is eintlik maar 'n gevangene. Hoekom moet die kaptein nou luister na hom? En net nadat hulle weg is by Mooi Havens en die diepsee ingaan in die Adriatiese See, toe steek die storm werklik waar op. En toe hulle self kan kry, toe het hulle geen beheer meer oor hierdie boot nie. 14 dae lank, 14 nagte lank, sien hulle nie sterre nie, sien hulle nie die son nie, en hulle dryf op die see. 14 dae lank word hulle rondgegooi op die see. Hoekom? Omdat hulle Mooi Havens verlaat het. En ek wil die vanmôre bemoedig, as jy in die wil van Jesus is, en jy is 'n koningskind, moenie weggaan by Mooi Havens nie. Moenie weggaan by die koning van konings nie, maar skuil by hom, want dit is 'n veilige vesting. Bly by die koning van konings. En terwyl hulle 14 dae lank daar dryf, besef hulle, kyk, ons lewens is klaar. Ons lewens is gedaan. Op hierdie boot is hulle 297 bemanningslede wat op hierdie skyt is. En hulle lewens is in totaliteit in gevaar, want die storm is hewig en seile word geskeur.
En op een stadium sê hulle, wat gaan ons nou doen? Maar Paulus, jy sien, hy ken die Here. Hy het mos 'n verhouding met die Here. En die Here stuur 'n engel na Paulus toe. En die engel begin met Paulus te praat. En sê, doen net wat ek sê. Nie een van julle sal haar op julle kop verloor, as julle doen wat ek sê, bly net op die skip. En weer eens, bly net by Jesus. Moenie wegdwaal nie. Bly by die koning. En terwyl Paulus dit oordra aan die bemanningslede, sê hy, wees kalm. Die Here gaan ons bewaar. Die Here gaan ons beskerm. Moenie bekommerd wees nie. En hulle glo nie vir Paulus nie, maar die einde van die saak is, een aand, na die 14de dag, toe sien hulle, daar's land in die verte, en hulle besef, nou gaan hulle minstens op land kan wees, na 14 dae. Nou het hulle 'n ding wat hulle noem, 'n diep lood. Nou diep lood is 'n gewig wat hulle laat sak het met 'n tou, dan kan hulle sien, ons is 30 meter diep, dan is hulle 40 of 10 meter diep, voordat hulle op die land kom. En geestelik werk dit so, as ons 'n moeilike tyd deurgaan, my liewe vriend, dan begin ons diep lood te gooi. As jou finansies nie is waar dit moet wees nie, of skielik het jy 'n probleem wat in jou lewe opduik, dan gooi jy 'n diep lood na Jesus toe. Jesus, help my. Hoe gaan ek deur hierdie storm kom? Hoe gaan ek hier uitkom? Dan gooi ons diep lood en sê, Here, ek is afhanklik van U. Ek kan nie meer op my eie nie. Dan gooi jy 'n diep lood en sê, Vader, sonder U gaan ek definitief sink. En hulle het 'n diep lood gegooi, gesê, ons is nog te ver van die land af. Daar is nie vir ons uitkoms nie. En hulle het nader gevaar na die eiland toe, en hulle het weer 'n diep lood gegooi. Ons doen dit presies dieselfde. Ek het nog nie uitkoms nie. Ek is nog nie deur my situasie nie. Ek is nog nie deur my probleem nie. Dan gooi ons weer 'n diep lood na Jesus toe, en sê ons, Vader, ek het U nodig. Jesus, ek het U nodig. En nadat hulle 'n paar keer 'n diep lood gegooi het, sê Paulus vir hulle, is tyd om anker te gooi. Ons is nou nie ver van die kant af nie. Volgende sê vir die bemanningslede, julle moet eet. Vir 'n paar dae het julle nou nie geëet nie. En Paulus het hulle almal bymekaar gekry as godsman, hierdie gevangene. En hy sê vir hulle, kom ons dank. En hulle het gedank en hulle het geëet. Ons as kinders van God, dit val my nou net by, ons vergeet partykeer net om te dank, as ons moet eet. Of jy nou in die restaurant is, of by die huis, of jy op jou eie, dank. Sê vir die Here dankie. Ek sê dit net so, dit is nie deel van my boodskap beplan gewees om te sê nie, maar ek sê dit, ek voel dit is belangrik om dit te sê. En Paulus het gedank en hulle het geëet. Hulle het gesê, want julle het krag nodig, môre gaan julle krag nodig hê. Party ouens wou oorboord spring. Paulus het gesê, niemand moet want as jy oorboord spring, gaan jy dit nie maak nie. En partykeer is ons in hierdie situasie, dan maak ons snaakse spronge, dan maak ons snaakse besluite, en aan die einde van die dag, dan kos dit ons. En die kaptein sê, kap die losbote, die bootjies langs die kant, ons veiligheidsbootjie, kap hulle af, dat hulle kan wegvaar, dat die ouens nie kan gaan nie, want hulle gaan dit nie maak nie. Volgende oggend, sê die kaptein, daar is 'n strand. Ons gaan hierdie boot op die strand laat uitloop. Kap los die ankertou. Ankertou is losgekap. Hierdie boot is op die sand uitgespoel. Die boot het in 2 gebreek. Hulle het van die boot kon afkom, almal, sonder dat een seer gekry het. En skielik het daar weer 'n by reën uitgesak.
En hulle bou 'n geweldige vuur. En Paulus gaan, en hy kry 'n klompie hout bymekaar. En hy sit, toe hy die hout vat, pak 'n slang om in die hand. En hy loop met hierdie slang in sy hand, waar hy nog hang daar waar hy gepik is. En hy laat sak hierdie slang in die vuur. En nou staan al hierdie mense op die eiland Malta, waar hulle uitgespoel het, 'n klomp vriendelike mense. Nou staan hulle en kyk. Sê, hierdie man moet nou enige oomblik doodgaan. Hierdie man is nou veronderstel om op te swel. Hierdie man is nou veronderstel om te dop. Maar kyk, die slang het hom gepik, maar niks het gebeur met hom nie. Nadat hierdie slang toe nou afgeskit is in die vuur, sê die klomp mense op Malta, wie is hy dan? Is hy 'n god? Wie is hy? Hy het die mense op see gesê, doen dit en doen dat en doen so. En hulle is almal veilig, en nou pik 'n slang hom. En hulle vat vir Paulus na die hoofman van hierdie eiland. En hulle sê, dit is wat gebeur het. Dit is hoe hierdie man die mense deurgetrek het, en nou pik 'n slang hom en niks gebeur nie. En Paulus sê, ek dien 'n God wat kan. Ek dien 'n God wat weet hoe. Ek dien 'n God wat spesialiseer in die onmoontlike. En die hoofman sê, my pa lê siek. My pa is besig om te sterf. Is daar iets wat hierdie God van jou kan doen? Paulus sê, vat my na hom toe. Paulus het gebid vir die man. En die man is gesond. En toe kom die mense ingestroom, en een na die ander word daar vir hulle gebid. En die Here maak gesond. Maar ek wil nou net so 'n paar tree agteruit gee. Ek wil gaan na Handelinge 28 vers 5. En dit is vir my belangrik dat jy sien wat hier gebeur het. Kyk wat sê die woord van die Here. Maar hy het die dier en die vuur afgeskit, en geen kwaad gelei nie. Nou ek gaan nie vanmôre vir jou 'n les gee rondom slange nie. Want party slange, as hy jou pik, dan is dit so dat jou vel begin vrot. Ander slang pik jou weer, dan dan begin jou hart, dan gaan staan jou hart, jou niere, jou longe, al jou organe word aangetas. Ander slang pik jou, en dan sypel jou bloed deur jou are, dan word jou bloed so dun, dat jy nou sterf, 'n halfuur, 'n uur, dan is jy nie meer daar nie. Ander slangetjie pik jou, 'n huisslang, of 'n eiervretertjie, of 'n rooi lippie, hy pik jou, en dan is daar dalk net 2 gaatjies waar hy jou gepik het, en jy het 'n ligte hoofpyn, jy het lig daarvan afgekom. Ander slang pik jou. Sy byt is nie giftig nie, maar as 'n luislang jou gebyt het, dan hou hy vas. Dan daai stel tande wat hy het, slaan in jou vleis in. En dan wat maak hy? Dan wurg hy jou. Dan draai hy homself om jou, en hy druk jou, en druk jou, en druk jou tot jy nie meer asem in jou lewe het nie. Niks meer lewe oor het nie. Dan sluk hy jou in. Vanmôre, en deur die eeue, is die slang bekend as Lucifer, die duiwel, Satan. Genesis, Adam en Eva word deur Lucifer, die slang, verlei. Daar het die slang al sy pad oopgemaak, waar hy mense aangeval het, mense se lewens bedreig het. En nou is daar sekere slange wat jou pad langs gekom het. Slang van verslawing. Daai slang van verslawing het jou klaar vasgebyt, en jy kom nie los van daai verslawing nie, want hy het sy tande in jou ingeslaan, en hy is besig om jou vas te hou. En nou is hy besig
om jou vas te draai. En hy's besig om die laaste asem uit jou liggaam uit te druk. Tot jy die laaste spuit in jou are inspuit of in jou neus optrek. En dan word jy ingesluk. Dan sal niks meer oor vir jou nie. Die slang van finansies het jou gebyt. Slang van finansies hang aan jou hand. En hy's besig om gif in jou in te spuit. Want nou skielik is daar briefies met koevertjies wat opdag by die huis. Skielik is daar telefoonoproepe wat jou pad langs kom, wat sê private number. En nou sê ek antwoord nie 'n private nommer nie, want jy weet presies wat dit is. Die ouens soek hulle geld. Hy slang is besig om 'n gemors te maak. Maar weet jy wat kan gebeur? Jesus staan bekend as vuur, halleluja, want hy's 'n God van vuur. Hy's 'n God van krag. En vanmôre gaan jy hierdie slang wat aan jou hand hang, na die vuur toe vat en dit afskud in die vuur. Jy gaan hierdie slang vat en jy gaan hom na Jesus toe vat en hy gaan 'n verskil in jou lewe maak. Niks gaan met jou gebeur nie. Jy gaan niks oor jou pad langs kom nie. Daar hang aan jou hand 'n slang van gesondheid. En jy sê, lank genoeg is ek getuister deur hierdie slang wat besig is om my lewe te eis. Maar ek gaan vuur toe loop vanmôre. I'm taking it to the King of Kings and the Lord of Lords, halleluja. Ek gaan hierdie slang afskud by die koning en niks sal my oorkom nie. Op 'n stadium was jou besigheid van so aard dat dit goed gegaan het. Maar nou sal toe 'n vraagtekens oor jou besigheid. Vat hierdie slang na die vuur toe. Skud hom af. Skud hom af. Voordat daar te veel gif ingespuit word, dat die Here 'n verskil kan maak. Jou eie geestelike lewe het so 'n bietjie weggedwaal. Jy het toegelaat dat sekere goeders in jou lewe gebeur. Jy het vir die vyand 'n oop deur gegee. En hy het sy tande in jou geslaan. En nou is hy besig. He's squeezing and squeezing and squeezing tot hy jou heeltemal ingesluk het. Daar was 'n stadium dat jy in die nag wakker geword het en ure lank met die konings tyd spandeer het in gebed. Daar was 'n stadium dat jy nie 'n diens gemis het nie. Daar was 'n stadium dat jy vir elke ou wat jy raakloop gesê het, Jesus het jou lief. Maar nou is jy skaam daarvoor, want jy is nie meer op die plek waar jy moes gewees het nie. Jy doen nie meer wat die Here van jou verwag nie. Jou gebedslewe het stil geraak. Die vyand het dit uit jou uitgedruk. En hy is besig om jou te sluk en jy weet dit nie. Maar dit is tyd om hierdie slang los te kry en vuur toe te vat en terug te kom geestelik daar waar jy was. Daar waar jy moet wees. It's time to turn back. Jy sien, want daar's goed wat jy moet doen. Paulus, daar's mense daar buite wat die Here nodig het. Paulus, daar's mense daar buite wat Jesus nodig het. Jy moet die werk van Jesus doen. Paulus, moenie die slang langer aan jou hand hang nie. Het is tyd om hierdie slang af te skud. Wat is die slang wat jou gebyt het?
Is dit jou kinders wat nie die Here wil dien nie? Hang hierdie slang aan jou hand, papa? Mama, hang dit aan jou hand? Ons gaan dit na die vuur toe vat vanmôre. Miskien is daar 'n ou klein slangetjie wat aan jou hand hang. Ou klein rooi lippie. Kry net 'n hoofpyn daarvan, want ek het daar by die werk het ek iets gevat wat nie aan my behoort nie. Of ek het vir Piet of Koos of Sunny net 'n storie vertel wat eintlik 'n leuen was, maar dit is mos maar 'n kleinigheid. Lieg is lieg. As daai slang in jou hand hang, raak ontslaaf van hom. Want hierdie slang gaan later 'n giftige slang word. En dan gaan dit deur jou hele lewe gaan. En dan gaan dit 'n gemors maak. En dan gaan jy doodgaan van gif wat in jou lyf ingespuit word. Iemand alleen het mos maar 'n manier om terug te kom. Wat 'n slang hang aan jou hand? Paulus, jy het die mag, jy het die autoriteit, jy het die krag, deur Christus wat jou die krag gee, om hierdie slang wat aan jou hand hang, in die vuur te werp. En vanmôre gaan ons hierdie slange wat aan jou hand hang, na die vuur toe vat. Jesus sê hy is 'n verterende vuur. Jy sien, vuur louter, vuur maak skoon. Daar's party slange wat hang, wat aan die einde van die dag die slang van verskoning is. Ek soek 'n verskoning om nie in die huis van die Here te kom nie, want ek is te moeg. Dis een van die goed wat ek kry, een van die verskoning, ek is moeg. Maar sê die woord van die Here nie, hy wat op die Here wag kry nuwe krag nie. Hulle vaar op met vleuels soos die van die arende, hulle hardloop, hulle word nie moeg nie, hulle wandel, hulle word nie mat nie. Nou vir watse rede is jy moeg om nie in die huis van die Here te kan wees nie? Kom kry krag, kom by die vuur. Maklik om verskonings te maak. U was vroeër jare 'n sussie in die kerk. Ek het jou gemis by die diens, my sussie. Ja, pastoor, ek het geweldige tandpyn gehad, sê sy vir my. Maar met baie respek, sy het nie een tand in haar mond gehad nie. Is maklik om 'n verskoning uit te kies. Sy het later nie meer geweet wat om te sê nie, nou is dit tande. Maar daar was 'n gebrek, daar was nie 'n tand in die mond nie. 'n Slang wat gehang het, 'n slang van verskonings. Jy het nie 'n verskoning om die Here te dien nie, my vriend. Dis tyd om daai slang te vat en af te skud. As daar mense is wat aan jou hand hang, wat jou geestelik aftrek, is dit tyd om saam met hulle na die vuur toe te gaan, moet hulle nie wegstoot nie, want hulle het ook vir Christus nodig. Dis tyd om by die vuur te kom. Dis tyd om vanmôre 'n paar slangetjies af te skud. Wat 'n slang hang aan jou hand? Is dit 'n ou klein slangetjie? Of is dit 'n lui slang wat besig is om die wind uit jou lewe uit te druk, voordat hy jou gaan insluk? Wat hang aan jou hand? Wat hang? Wat 'n slang is dit? Klein of groot? Jy weet vanmôre wat 'n slang aan jou hand is. Ons almal is mens. Ons almal maak foute, ons maak partykeer deure oop wat oop is wat ons nie weer kan toekry nie. Partykeer kan ons nie van hierdie slange ontslaa raak nie. Maar Jesus, Koning van konings, vuur wat altyd op die altare van ons hart moet brand, is daai vuur wat die slang in jou lewe gaan verteer, sodat jy niks oorkom nie.
Vanmôre sit jy met hierdie slange in jou lewe, of het klein of groot is. Ons gaan na die koning toe gaan vanmôre. Ons gaan na die vuur toe gaan en ons gaan dit afskud. Ons gaan dit ontslaaf van raak. En ek kan nie vir baie langer besig hou, maar ek gaan nie. En dit is vir my belangrik vanmôre dat ek 'n gesamentlike gebed gaan doen vir ons. En terwyl ek gaan bid en ek gaan nie wat ingesluit wil wees in die gebed, gaan ek vra dat jy op jou voete sal staan. Maar terwyl jy staan en ek bid, en jy weet van hierdie slang wat aan jou hand hang, wil ek hê terwyl ek bid, niemand gaan rondkykie wat ons gaan bid. Wil ek hê dat jy net sal manifesteer. En in jou manifestasie moet jy staan en sê, Vader, hierdie slang wat hang, U is die vuur, ek bring hom na U toe en ek skud dit vanmôre af. Ek raak vanmôre ontslaaf van hierdie slang wat aan my hand hang. Ek los dit vanmôre by U. Ek los dit by die kruis. As jy ingesluit wil wees in hierdie gebed, staan op die voete. Hemelse God en Vader, vanmôre Jesus, staan mense wat gepik is deur slange. Slange wat hang, Vader. Slange wat hang, Jesus. Slange wat besig is om mense se lewens te verwoes. Jesus, daar slange van finansies. Slange van mense wat weggedwaal het. Slange van gesondheid. Soveel slange, klein en groot. Besighede wat swaar trek. Vanmôre, Jesus, bring ons hierdie slange, hierdie probleme, voordat ons net eers op hulle koppe trap, Jesus, skud ons hulle af by die koning van konings, die verterende vuur, Jesus. Spring elke slang na U toe, Jesus. En nou manifesteer ons, Vader, ons skud dit af. Ons skud hierdie slange af. Maar soos wat daar niks met Paulus gebeur het nie, gaan daar niks met ons gebeur nie. Inteendeel gaan hy ons net gebruik as hierdie slange van ons al weg is. Dankie, Jesus, dat ons vanmôre vrykom van hierdie bindinge. Dankie dat ons vanmôre loskom van hierdie slange. Dankie dat ons vanmôre loskom van dit wat besig is om die lewe uit ons uit te druk. Vanmôre kom ons vry. Vanmôre kom ons los. Vanmôre kom ons in oorwinning. En Jesus, U woord leer, as ons geloof het soos 'n mosterdsaad, het nie gesê soos 'n berg nie, net soos 'n mosterdsaad, dan kan ons berge verskuif. Maar ons het vanmôre geloof dat hierdie slange brand by die vuur. Ons het vanmôre geloof dat ons ontslae raak van hierdie slange wat besig is om ons lewens te verwoes. Dankie Jesus, dat ons vrykom en loskom. En sê die woord dan nou so mooi dat ons meer as oorwinnaars is, deur U wat ons krag gee, en U gee vir ons die krag om te oorwin vanmôre. Dankie Jesus vir oorwinning, vir vrymaking, vir losmaking. U kom toe al die eer, al die lof en al die aanbidding. Dan sê amen. Amen. U is welkom om die sitplek te neem. Ek wil vinnig gou iets afhandel. Pastoor Hannes, kom jy en Chantel vir my hierso. Marco, kom jy en jou vrou vir my asseblief hier na toe. Angie. Ek wil gou net ietsie afhandel. Staan vir my so, kom staan nie so. Kom Chantel. Ek spot haar altyd, ek sê, ek hou van daai voeltjies op haar kop. Dis die enigste wat 'n voeltjies dra. Kom staan gou vir my hierso. Ons is nou